Hi, welkom by die tweede episode van Hoe ek het sien. Ek is nogals opgewonde om my tweede episode te doen en net bietjie te gesels oor goeders wat in my lewenswêreld is, hoe ek die lewe ervaar en dinge sien en goedjies wat oor my pad kom. Ek praat sommer oor enige iets wat vir my interessant is en hoe ek die wêreld beleef. Op plaaslike vlak is daar meestal sportgoeders waaroor ek wil gesels, so dit kom net bietjie later. Internasionaal is, hoe sal hulle sê, Trump is the gift that keeps on giving. Daarom hierdie week het Trump en Musk oënskynlik vrede gemaak en daai storie is heeltemal op die backburner. Terwyl daar dele is van Amerika wat onder protesaksie deurloop, het Trump van die National Guard daarna toe gestuur, dinge was meer vreedsaam, behalwe vir Gavin Newsom wat die gouverneur van Californië wat natuurlik vir Donald Trump blameer oor al die protesaksies wat daar is. Maar nou ja, sekere dinge verander nooit nie. Die protesaksies het oorgeloop in iets genaamd die No Kings protesaksies. En dis meestal mense aan die linkerkant van die politiese spektrum wat beweer dat Trump in 'n neutedop probeer hy 'n koning wees. So hulle het hierdie gedoop die No Kings protesaksies. En dit het plaasgevind in al 50 state van Amerika, dieselfde dag wat Donald Trump en die regering van Amerika, nie net Donald Trump nie, wat hulle die weermag of die army se 250ste jaar herdenk het, om dit te vier. Daar was blykbaar miljoene mense wat geprotesteer het teenoor Trump en anti-Trump. Ja, my gevoel maar net rondom dit is, daar was demokratiese verkiesing verlede jaar, dis wanneer die mense hulle stem moet uitbring, en die Amerikaners het vir Trump gekies op die einde van die dag, en dis wat dit is, so hulle moet nou maar wag tot die volgende verkiesing, as hulle werklike verandering wil sien. In ander interessante, baie interessante internasionale nuus het Israel aanvalle geloods en dit gaan nog steeds aan teen Iran. Dit gaan alles oor Iran se kernkragfasiliteite, hulle het van hulle fisikuste ook geteken, daar's 'n hele klomp van hulle dood blykbaar, en Iran het dadelik teruggeslaan met honderde drone strikes teenoor Israel, so dis nou 'n fully fledged oorlog. Aangesien ek nie die Afrikaanse woord kan onthou nie, maar dis volskaalse oorlog tussen die twee lande, en dit lyk asof meeste van die westerse wêreld agter Israel staan met dit op hierdie stadium, maar mens weet nooit wat gebeur in die week wat voorlê nie, dinge verander maar baie op internasionale politieke front. In ander slegte nuus het daar 'n Boeing 787 in Indië geval, wat minstens 240 mense se lewens geëis het. Dit was baie sleg, daar's bietjie van dit op die internet, hou kan dit gaan sien op YouTube, dis baie hartseer, dat so iets kon gebeur het, en die manier wat dit gebeur het, ja. Daarom, daar's een ou wat uitgekom het, wonderbaarlik, een ou wat die ramp oorleef het, wat op een of ander manier uit die vliegtuig uitgekom het en dit oorleef het. So dis baie hartseer en baie slegte nuus altyd. Op sosiale media, buiten die normale Theo Von, wat vir my baie vermaak bied, was daar 'n interessante episode op Joe Rogan, wat ek nog steeds besig is om te kyk, waar hy gesels met 'n Dr. Mary Talen Bowden, oor 'n hele klomp verskeie
gesondheidstemas, iets waarmee hulle wegspring om te gesels is COVID. En ja, ek dink ons almal het eintlik genoeg gehad al van COVID, maar nog steeds is dit hulle gee 'n interessante perspektief daarop, veral omdat sy 'n gekwalifiseerde dokter is. Dan wat media betref, ek kyk nog steeds Grey's Anatomy tot groot vermaaklikheid, want is 'n baie goeie dramatiese reeks, bietjie oordrewe, maar dis maar deel van wat TV veronderstel is om te wees. Maar dan is daar iets anders wat seker nou tot 'n einde kom binnekort, en dit is op kyk net op Sondagaande, dis of 8uur of 9uur die aand, is daar 'n dokumentêr getiteld Die Stories van Afrikaans. As jy dit nog nie gekyk het nie, maak 'n punt daarvan om dit te kyk, veral as jy baie lief is vir Afrikaans, maar dis regtig buiten die feit dat dit oor Afrikaans gaan, is 'n baie goeie dokumentêr, is 'n baie goeie produksie, en hulle bring verskillende mense in, verskillende, nie opinies nie, maar geskiedkundige gebeure, mense se herroeping van hoe sekere dinge gebeur het, is van mense soos Rian Kruiwagen, Jack Parow, Leon van Nierop, Francois van Cooke, maar daar's hordes mense wat hulle inkry om te gesels oor die geskiedenis van Afrikaans, en is baie, baie interessant, regtig die moeite werd om te kyk. Wat sport betref, as ek net terug kan gaan na verlede week se Comrades toe, een van die hartseer gebeurtenisse met die Comrades is dat daar 'n vrou aan die einde van die Comrades blykbaar sy was so gedisoriënteer, sy het nooit by haar familie uitgekom nie, dit is alles in die nuus. Die vroutjie se naam is Moira Harding, hulle het haar eventueel gevind, en ja, dis baie sad as so iets gebeur, maar sy is lewendig, sy is gevind, en ek is net bly daaroor, bly dat hulle haar gevind het, dat daar nie iets ernstigs met haar gebeur het nie. Verder op die sportfront het die Springbokke 'n bietjie spottende kommentaar uitgelok met hulle nuwe oefenkits. Dit was nogals, ek weet nie of dit die beste ontwerp is waarna mens kon dink nie. Het lyk bietjie winkelagtig, sou ek sê. Dis nie wat mense verwag van die wêreld se top rugby nasie om so 'n oefenstel klere te hê nie. Maar nou ja. Die URC finaal is ook nou agter ons. Bulle het ongelukkig verloor teen Leinster. Leinster was briljant. Die Bulle het geen antwoorde gehad nie. Al wat ek sal sê daaroor is dat jy kan nie altyd oor almal hardloop nie. Dit werk meeste van die tyd met gemiddelde spanne, ondergemiddelde spanne, maar teen 'n span soos Leinster, top wêreldspanne, jy kan nie aanhou oor mense wil hardloop nie, en ek dink dis een van die fasette wat die Bulle verloor het, maar well done vir hulle om in die finaal te kom. My Lions is nie daar nie, so wie is ek nou om enigiets te sê. Die eindtelling was 32-7, maar baie geluk aan die Bulle om minstens in die finaal te kom, en baie geluk aan Leinster wat regtig oortuigende rugby gespeel het, baie goeie rugby, baie kalm gebly het onder druk, en jy kon sien hulle speel met 'n doel. So geluk aan Leinster. Dan ander goeie nuus, Suid-Afrika se cricket het vir die eerste keer eintlik basies maar ooit iets gewen. Vandat ons in die moderne cricket era is. Ek weet daar was in 1997 of iets het hulle een of ander trofee gewen wat eintlik nie so belangrik was nie, maar wel gedaan aan die Proteas cricketspan wat die wêreldtoets cricket
finaal gewen het. Ek verstaan dit nie heeltemal nie. Ek dink dit gaan oor rangpunte, dat die nommer 1 en 2 seker te mekaar uitgespeel het. As jy dit kyk, hierdie kyk en jy weet meer daarvan, en jy wil net vir my verduidelik hoe dit gewerk het, en hoe hulle twee die spanne was wat in 'n finaal gespeel het, is welkom om my te laat weet. Ek is glad nie 'n cricketfoendie nie, ek het opgehou kyk na die Hansie Cronje debakel daai tyd. Maar nogtans, jy het baie geluk aan hulle. Hulle het met 5 balkies gewen op dag 4, en ek sien hierdie beker word beslis elke 2 jaar. Ek neem aan dit het met ranglyspunte te doen. Dan wil ek 'n nuwe insetsel lewer van hierdie week af, of 'n paar nuwe insetsels, en hierdie insetsel se naam is Dit krap aan my. Wat hierdie week aan my krap, en wat ek nooit regtig geweet het gebeur nie. Ek het onlangs by 'n gym aangesluit, en ek het gesien dat mense nou hulle self afneem met die selfie stokke en met tripods en so aan, terwyl hulle oefen. Hulle maak video's van hulle self. Wie weet, dalk sit ek volgende week 'n video van myself op waar ek sukkel in die gym. Maar ek moet sê, dit krap aan my as mense gym toe gaan, en dit gaan meer oor die foon en oor die selfies as oor die oefen. Maar soos hulle sê, in die Rooinek taal, to each his own. Geniet dit. Dan is daar 'n nuwe kort insetsel wat ek ook wil maak, en ek noem dit top 3. So ek wil sommer net top 3 random goedjies noem. Goedjies wat ek beskou, of temas of idees wat ek beskou as die top 3 vir my. Hierdie week sal ek sê my top 3 flieks van my lewe tot dusver, wat ek nou al gekyk het. As jy my nou in 'n hoek wil druk en sê, wat is die top 3 flieks wat jy al ooit gekyk het, dan is dit die volgende 3. En daar is een wat ek 'n erkenning sal gee buite die top 3 wat baie naby is. Eintlik sal ek nie sê hulle is noodwendig in volgorde nie. Hierdie is my top 3 flieks. Silence of the Lambs, Billy Elliot, en The Shawshank Redemption. En dan soos hulle sal sê in Engels, the honorary mention is the Dead Poets Society. Silence of the Lambs is 'n sielkundige thriller. In my oë die beste een wat ooit gemaak is, met Anthony Hopkins en Jodie Foster. So 'n briljante fliek, maar jy moet die konstitusie hê vir dit. Jy moet kan deel met daai sielkundige thriller goeters. Billy Elliot gaan oor 'n seun in die 80s in Engeland wat ek dink dit is in Liverpool area of so iets. Maar dis 'n myngemeenskap in elk geval waar hy groot word, en waar hy teen die grein van die gemeenskap 'n balletdanser wil wees, eerder as om te boks of om sokker te speel. Dis 'n briljante fliek met Jamie Bell in die hoofrol. Dis as jy hou van goeie dramas met baie siel en baie karakter, kyk Billy Elliot. En dan natuurlik The Shawshank Redemption. Ek vergeet nou die akteurs, en ek ken hulle albei. Dis 'n uitmuntende tronk drama. Baie goed. Verskriklike goeie storielyn, fantastiese einde. Jy moet oplet met al 3 van hierdie flieks, maar veral met The Shawshank Redemption moet jy die storie volg, en jy moet oplet wat gebeur. So daai 3 is my top 3 flieks
van alle tye met the Dead Poets Society wat ek dan 'n eerbare erkenning gee. Iets anders wat ek wil doen, ek wil graag bietjie van my eie skryfwerk deel op hierdie podcast en ek sal gewoonlik iets lees. Hierdie is tong in die kies. Ons het 'n klompie skoolvriende van ons het gesels oor 'n vriendin, 'n skoolvriendin wat eintlik nie bestaan nie. Maar ek gaan vir julle lees. Dit is getiteld Alta se briewe en hierdie is deel 1. 'n lang verlore skoolvriendin, Alta, is opgespoor na vele navrae oor waar sy is en wat sy doen. Ek plaas 'n paar van haar boodskappe sommer hier, sodat almal wat navrae het, kan weet wat in haar lewe aangaan. Ons het 'n skool WhatsApp groep en dit is waaroor dit gaan. Hierdie eerste boodskap gee ek self deur, daarna sal ek haar direkte boodskappe plaas. Haai almal, baie goeie nuus. Alta het my gekontak. Sy sê ons kan haar bussie leen vir ons roadtrip Stilbaai toe. Sy vra egter of een van ons hom net weer deur die toets kan sit, aangesien hy sedert 1993 in 'n warehouse staan in Germiston naby die stasie. Sy sê daar behoort nog blikkies kos en ammunisie op die agterste sitplek te wees, weens haar deelname aan die weerstandsbeweging waarvan sy deel was voor die verkiesing. Alta laat weet, dinge het nie uitgewerk soos sy gehoop het nie. Sy en die MK sersant Xoliswe het onverwagte liefde gevind en 'n klein daggaplaasie aan die gang gekry in die destydse Wes-Transvaal. Sy wou nie sê in watter dorp nie, maar dat die milies daar groter is as enige plek wat sy al ooit gesien het. Sy het ook gevra of ons haar ex-skoonma kan gaan optel by die ouete huis op Loederitswil op pad Stilbaai toe. Ons moet egter nie in die dag gaan nie, maar ons moet tussen 2 en 4 in die oggend op die hoek van De Villiers en Platstraat die bussie se ligte 3 keer flikker en wag. Dit sal die teken wees vir Tandi, haar ex-skoonma, om uit te kom. Sy stel voor dat ons nie talm as haar ex-skoonma eers in die bussie is nie. Ons kan selfs so lank stadig begin wegtrek as ons haar sien aankom met die bussie se deure oop. Nou ja, dit dan die eerste deel van Alta se briewe, die lang verlore hoërskoolvriendin. My laaste insetsel in my podcast is maar iets persoonlik. Dit is maar net waar ek iets persoonlik, nie te persoonlik deel nie, maar net iets wat in my lewe aangaan. Ek het onlangs weer hard begin oefen. Ek's baie lief vir hardloop en ek het begin mountainbike ry in Swan. Ek het vir so 2 jaar het ek lae probleme gehad. Ek het wat hulle noem in Engels 'n herniated disc gehad, waar ek nou al 2 jaar werk en dit lyk my dis iets van die verlede. Ek het 'n baie goeie chiropraktisyn ontdek wat my regtig gehelp het met dit. En op die oomblik by die gym doen ek baie treadmill werk en fiets, stationary bike werk en so dit gaan baie goed met my oefening, met my lae rug, voel amper 100%. Een van my doelwitte is om aan die einde van hierdie jaar, wanneer die lente begin, min of meer daai tyd, om vir die eerste keer aan meesters atletiek deel te neem. Meesters atletiek, vir die van julle wat nie weet nie, is atletiek, soos jy dit ken, maar is vir ouderdomsgroepe vanaf 30 jaar en dit val in 5 jaar ouderdomsgroepe, so dit is 30 tot einde 34 en dan die volgende groep is 35 tot einde 39 en so gaan dit aan. Ek val natuurlik in die 50 tot 54 jarige ouderdom groep
So ek sien baie uit daarna, ek hoop my rug hou, ek hoop die oefening werk en dat ek teen die einde van hierdie jaar fiks genoeg en gesond genoeg sal wees om te kan deelneem. Ja, baie dankie dat julle gekyk het, die 3 van julle miskien wat dit van die begin tot die einde gekyk het, baie dankie, ek waardeer dit. O ja, daar's een laaste ding, ek begin binnekort wil ek 'n aparte podcast begin, wat bietjie meer godsdienstig is, bietjie meer praat oor dinge wat my hart en my verhouding met die Here na in die hart lê. Die podcast se naam sal wees baie eenvoudig, wat die Bybel sê. En daarin sal ek oor verskillende temas praat, net reguit uit die Bybel, wat sê die Bybel oor verskillende temas, van dit sal interessant wees vir van julle, van dit sal nie interessant wees nie. Ek hou daarvan om te weet spesifiek wat sê die Bybel oor spesifieke temas. 'n Mens kry jouself soms in 'n situasie waar mense verskil of gesels oor soms kontroversiële temas, en ek wil 'n podcast begin waar ek sal gesels oor van die goeder wat vir my interessant is en wat ek soms kontroversieel vind. Baie dankie dat julle ingeskakel het en ek hoop dat julle volgende week weer sal kyk. En dit is hoe ek dit sien.